Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Paulus se oomblik van oorgawe het op pad na Damaskus plaasgevind, nadat hy deur 'n verblindende lig neergeslaan is. Vir ander mense is minder drastiese metodes nodig om hulle aandag te kry. Ongeag, oorgawe is nooit net 'n eenmalige gebeurtenis nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 31, ek sterf dag vir dag. Paulus het iets begryp wat baie mense mis. Om met God te wandel vereis daaglikse oorgawe. Elke dag vra vir vars afhanklikheid van God. Daar is 'n oomblik van oorgawe en dan is daar daaglikse oorgawe. Daaglikse oorgawe vereis volharding. Dit is oomblik vir oomblik en lewenslang. Jy moet dalk jou lewe 10 keer per dag weer opnuut aan God oorgee. Jesus sê in Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Campus Crusade for Christ se stigter Bill Bright was eendag gevra, waarom het God jou so baie gebruik en geseën? En sy antwoord was, toe ek 'n jong man was, het ek 'n kontrak met God gesluit. Ek het dit letterlik uitgeskryf en onderaan geteken. Dit het gesê, van hierdie dag af is ek 'n slaaf van Jesus Christus. Het jy al so 'n kontrak met God geteken? Of stry en worstel jy steeds met God oor sy reg om met jou lewe te doen soos hy goeddink? Maak seker, jy gee jou lewe totaal oor aan God, se genade, liefde en wysheid. 'n Mens moet eers aan die einde van jouself kom, voordat jy werklik kan begin lewe. Here, ek kom vandag voor U en vra vir die genade om in myself te sterf en om my wil en begeertes oor te gee aan U, sodat ek meer toegewyd vir U kan lewe. Mag ek minder word, sodat U meer in my lewe kan word. Help my om daagliks my lewe neer te lê, in alle areas en in alle opsigte. In Jesus naam bid ek dit. Amen.